Ons Vader wat in die hemel is, U naam is deur die eeue prysenswaardig. En deur die eeue heen vergader U die kerk van U Seun Jesus Christus. Ja Vader, die gemeente sal daar wees van die begin af. Van die begin af toe U die mens geskep het, en hier sal 'n bruid vir Jesus Christus op aarde wees die dag as hy terugkeer. En in die wêreldgeskiedenis sien ons Vader dat daar tye is wanneer dit nie goed gaan met die bruid van Christus nie. Ons sien tye wanneer dit swaar gaan met die gemeentes, en in U openbaring sê dit ook vir ons. Na mate die einde nader kom, sal ons dit nie maklik hê nie. Maar ons dankie dat dit nie ons is wat hierdie gemeente beskerm nie, maar dat dit U is. U wat U woord en U gees gebruik. En wanneer U woord suiwer verkondig word, dan werk U gees. En ons dankie dat ons hierdie twee nie van mekaar kan skei nie. Hemelvader, U het sulke wonderlike eienskappe wat U God maak. U is alsiende, U is alwetend, U is alomteenwoordig. U soek en ondersoek elkeen van ons harte. U weet wat binne in ons aangaan, en ons wil vandag spesifiek aan U lof toebring, omdat U alsiende is. Alsiende in 'n vermanende vorm dat U weet waarmee ons besig is, selfs wanneer niemand weet nie. U weet wat ons bedink, selfs as ons dink, niemand weet nie. Maar U sien ons ook raak. U sien ons hartseer, U sien ons bekommernis, U sien ons moedeloosheid, U sien alles. Ons kan vir U niks wegsteek nie. En daarom loof en prys en dank ons U so daarvoor. Hemelvader, ons loof U want U het deur U Seun Jesus Christus ons redding kom bewerk. Ons was purper en ons was skarlaken. Ons was vuil van die sonde. En U het gekom en U het ons kom was in die bloed, kosbare bloed van U Seun Jesus Christus aan die kruis op Golgotha. U het vir ons sy geregtigheid gegee, en daarom kan ons vandag voor U troon vergader. Ons vergader vandag hier, Vader, nie as bang nie, maar ons het vrymoedigheid om na U genade troon te gaan, want ons het 'n hoëpriester wat deur die hemele gegaan het, om vir ons dit ook te bewerk. Wanneer U woord nou met ons praat, dan is daar niks wat kan troos soos U woord nie. En mag hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees, mag dit ons opbou in die geloof. Wanneer daar nou die versoeking is, Vader, om ons gedagtes op die aardse, op die wêreldse te sit, verdryf daardie gedagtes, sodat ons nou alleenlik al ons aandag, al ons konsentrasie, ons hele wese vir U sal gee, wanneer U woord met ons praat. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan saam lees uit God se woord, Genesis 16. Die eerste 16 verse. Genesis 16 vers 1 tot 16. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê: "Jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin. Miskien sal ek uit haar gebou word." En Abraham het na Sarai geluister.
Toe neem Sarai, die vrou van Abram, vir Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abram 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abram om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan, en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword. En Sarai sê vir Abram, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. En Abram antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos dit in jou oë goed is. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggevlug. En die engel van die Here het by haar by 'n fontein in die woestyn haar daar gevind, by die fontein op pad na Sur, en gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? Waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres af. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees. Sy hand sal teen almal en almal se hand sal teen hom wees. En hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien? Daarom noem hulle die put van Lagai Roi. Dit lê tussen Kades en Beret. En Hagar het vir Abram 'n seun gebaar. En Abram het die seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. En Abram was 86 jaar oud, toe Hagar Ismael vir Abram gebaar het. Ons lees tot sover, ons kry 'n mooi gedagte in vers 13. Vers 13 wat sê, toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. Nou in die Hebreëus word God se die naam wat sy hom genoem het daar genoem, en dalk het jy dit hier op die bord gesien voor die erediens begin het. El Roi. Sy het letterlik in Hebreëus gesê El Roi. En daarom is die tema van ons prediking vandag, geliefde kind van God, jy word dalk misgekyk deur die wêreld, maar jy word verseker raak gesien deur God. Daar is 'n dieper betekenis in die woord sien. As jy voor iemand gaan staan en jy sê vir daai persoon, jy sien my nie meer nie, dan beteken dit nie letterlik nie. Dit beteken op 'n geestelike, op 'n emosionele vlak, is daai persoon in jou lewe nie meer aanwesig nie. En dit is hoe Hagar gevoel het in haar lewe. En dit is die vraagstuk waarmee so baie gelowiges worstel. Waar is God in my ellende en swaar kry? Hy sien my nie meer nie. Waarom is die hemel toe, stil, as ek bid en uitroep, hy sien my nie meer nie? Waarom is ek nou al vir jare in hierdie beproewing? Hy sien my nie meer nie. En dit is wat die Ou Testamentiese gelowiges, Job, het al met daai idee in sy kop rondgeloop. Hy verwoord dit so in Job 23 vers 8. Hy sê, kyk, gaan ek na die ooste, God is nie daar nie. Gaan ek na die weste, dan bemerk ek hom nie.
Gaan ek na die noorde, dan aanskou ek hom nie. Daal ek af na die suide, dan is hy nie daar nie. So dalk verwoord Job presies hoe jy voel vanoggend. Weet God regtig wat in my lewe aangaan? En die groot fout wat ons dan maak, is, as God in jou lewe op hierdie oomblik stil is, of dit vir jou voel hy stil, hy sien jou nie, dan neem ons reg in eie hande. Sarai is so 'n voorbeeld, wat ons saam gelees het uit God se woord. Sy kon nie swanger word nie, vers 1 lees ons, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En om in daardie tyd nie kinders te kon hê nie, was as 'n tipe van 'n kulturele vervloeking gesien. Sy was op daai stadium 75 jaar oud, so die kans om op daai ouderdom nog 'n kind vir Abraham in die lewe te bring, was feitelik 0. En wat Sara nou nog meer frustreer van hierdie God wat nie wil sien nie in haar oë, is dat 10 jaar gelede het God nog na Abraham toe gekom in die verbond, in Genesis 15, vir hom verbondsbeloftes gegee, vir Abraham gesê, jy sal deur Sarai jou vrou 'n seentjie in die wêreld bring, en deur daai seentjie sal ek die nasies van hierdie wêreld seën, en julle sal so baie word soos die sand van die see. So Sara is nou op 'n ouderdom waar dit vir haar onmoontlik is om 'n kind in die wêreld te bring. En wat haar nou nog banger maak, is die feit dat die rabbynse literatuur van daai tyd gesê het, as 'n vrou binne 10 jaar, wanneer daar 'n belofte was, vir haar man nie kinders in die wêreld kon bring nie, dan was daardie man geregtig daarop om van hierdie vrou te skei. So dit sit ook nou nog in Sarai se agterkop. Abraham het volgens alle reg die vermoë om my alleen te los. Vader, wat het van u beloftes geword? En dit is seker een van die moeilikste dinge om te doen. Om te wag en te wag en te wag tot God se tyd in jou lewe aanbreek dat iets moet gebeur. Iemand het gesê, God is nooit oorhaastig nie, maar God is ook nooit laat nie. Ek gaan dit weer sê en maak dit deel van jou lewe. God is nooit oorhaastig nie, maar God is ook nooit laat nie. Want jy sien, jy aanbid 'n God wat tyd anders verstaan as die mens. God dra nie horlosie nie, God is nie gebind deur tyd nie, 1000 jaar, een dag, 1000 jaar, so vir God om 'n belofte te maak, en daar verloop 10 jaar, is voel vir hom soos 'n paar sekondes. Vir Sarai soos 'n ewigheid, vir God soos 'n paar sekondes. En hier in Genesis 16 het 10 jaar nou verloop. Abraham is 85 jaar oud, 10 jaar en God is stil, God het ons nie gesien nie, geen kind, en Sarai is ongeduldig. Hulle voel, God het hulle teleurgestel. En nou lees ons in vers 1 en 2 van 'n Egiptiese slavin, wie Sarai gehad het, 'n buitestander, Sarai se besitting, se gebruiksartikel, nie veel werk nie. En nou doen Abraham en Sarai iets, hulle doen iets vreemd, maar in die konteks van daardie tyd was dit eintlik heel aanvaarbaar. Volgens geskrifte wat ons het van ander volkere in daai tyd, was 'n man totaal en al toegelaat om by 'n vrou se slavin in te gaan en by haar kinders te verwek en voort te bring, en dan is daai kind letterlik gesien as die vrou se kind. En dit is wat hier gebeur. Daardie kind word 'n wettige erfgenaam. So Sara sê, ek gaan nie langer vir God wag nie. Ek gaan dinge in eie hande neem. 'n Partykeer, geliefde kind van God, is 'n tydperk se stilte van God in jou lewe presies wat jy nodig het.
klink vreemd, maar ek gaan dit weer sê. Partykeer, jy sit dalk vanoggend hier en jy wonder, ek bid al hoe lank oor hierdie saak. Ek wonder al hoe lank hieroor. Ek het 'n belangrike besluit om te neem en ek het nie meer baie tyd nie en God kom nie deur die Heilige Gees vir my om vir my te sê wat ek moet doen nie. Partykeer is stilte presies wat ons nodig het. Want daar's 'n rede hoekom God stil is in jou lewe. Jakobus 1 vers 3 sê dit. Omdat julle weet dat beproewing van julle geloof, lydsaamheid, geduldigheid bewerk. Met ander woorde, God se stilte is toetstyd. God se stilte is 'n tydperk om te kyk, gaan Abraham en Sarai geduldig wag op my verbondsbeloftes wat in vervulling moet kom. Hoe weet ons dat as ons op God vertrou, daardie vertroue nie nou en dan getoets gaan word nie? Natuurlik gaan dit. Sarai doen aan Abraham presies wat Eva aan Adam doen. Die man as hoof van die huis, soos God die skepingsorde daar gesit het, soos Paulus dit vir die gemeente in Efese sê, bedink Sarai nou 'n bose plan. Want dit is teen God se wil om meer as een vrou te hê. Genesis 30, Eksodus 21, Deuteronomium 21, 1 Konings 11, God se woord is vol daarvan wat sy wil is. Want een man en een vrou bring stabiliteit in die goddelike orde wat God 'n huisgesin noem. En nou word daardie goddelike orde versteur die oomblik as Hagar in die prentjie kom. Abraham moet weet, dis vir my beter om God te gehoorsaam as om mense te gehoorsaam. Al is daardie mens my lewensmaat. Sarai wou dinge gedoen het op haar tyd, op haar manier, en die vrotvrugte van haar optrede eet ons tot vandag toe nog. Kom ek verduidelik dit vanweer die verbond. Hierdie kleingelowige optrede van Abraham en Sarai dra nie goed God se goedkeuring weg nie. Maar tog keer hy dit ook nie. Moenie dink God gaan jou keer as jy sonde wil doen nie. God laat dit toe. Die Dordtse leerreël sê, hy het jou nie soos 'n stok in 'n blok gemaak nie. Hy skuif jou nie rond soos 'n pion op 'n skaakbord nie. As jy wil gaan sondig, maar dra die gevolge daarvan. Moenie dinge in eie hande neem op God se tyd, wat op God se tyd moet gebeur nie. Sarah het 'n plan wat God se plan nou in haar lewe moet vervang. En een van die skrifverklaarders sê dat hy eendag 'n bord buite 'n kerk gesien het wat gelees het: As jy wil hê God moet vir jou lag, wys vir hom jou planne. Ek gaan dit weer sê, want dit is so mooi en dit is so waar. As jy wil hê God moet vir jou lag, wys vir hom jou planne. Sê vir hom, dis wat ek gaan doen, oor 'n jaar van nou af is ek hier, oor 5 jaar van nou af is ek hier, medium termyn, oor 10 jaar is ek hier, langtermyn is ek daar. God se weë is nie ons weë nie. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Want na die sondefall is die mens, en daar's 'n groot woord, selfdestruktief. Met ander woorde, na die sondeval is dit in ons natuur en in ons aard om onsself te vernietig deur besluite wat ons neem. En God, baie keer, as jy op God vertrou, dan keer hy daai besluite in jou lewe. Wat nou dalk reg lyk, so oor 5 jaar van nou af die ding wat jou vernietig het. God sê vir Israel in Jesaja 30 vers 1, Wee die opstandige kinders, spreek die Here, wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie my plan nie. Wat 'n verbond sluit, en dit is nie uit my gees nie, om sonde op mekaar te stapel. So, God waarsku ons vandag. Hou aan planne maak, besluite neem, sonder om dit in gebed na my toe te bring,
en jy selfdestruktief. Jy's op die pad van selfvernietiging. Want Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in al jou weë. Ken hom in al jou weë. En hy sal jou paaie gelyk maak. Wat doen ons? Ons besluit op die pad en dan vra ons vir God om hier langs ons te kom loop. Ons werk anderster om. Ons sê ons sal besluit en dan moet God ons maar net help en seën. Nee, ken hom in al jou weë en hy sal jou pad gelyk maak. Ons lees nie een keer in die woord dat Sarai soos laat Sarai na God toe gegaan het oor haar kinderloosheid. Sy het nie een keer met hom gaan bespreek nie, maar hy's vinnig om te sê in vers 2, dit is God wat my kinderloos hou. Dis God wat my verhoed om nie kinders te hê nie. So Abraham en Sarai voer hulle eie plan uit. God gaan ons nie keer nie, sodat mense kan leer uit hulle gevolge. Toe Hagar sien, sy is swanger, het sy vir Sarai nie meer met respek hanteer nie. Vers 4. En hierdie eiewilligheid breek dus dan nou die verhouding tussen Abraham en Sarai. Dit breek die verhouding tussen Sarai en Hagar. Dit breek die verhouding tussen Abraham en Hagar. En ewe skielik is daar onvrede. Want Sarai het die lewe vir Hagar so onmoontlik gemaak, dat sy by die punt gekom het in haar lewe waar sy gesê het, ek kan dit nie meer uithou nie. Ek moet vlug in die rigting van Egipte. Ons dink ons eie planne gaan vir ons ontvlugting bied. Ons maak baie keer planne sonder om te bid daaroor. En dan dink ons hierdie plan gaan nou vir my ontvlugting gee. Maar dit is juist dit, ons eie planne, wat ons nog meer rede wil gee om te vlug. Maar die realiteit is, geliefde kind van God, jy kan weghardloop, maklik. Jy kan weghardloop van alles en almal af. Jy kan in die middel van 'n woestyn gaan sit. Niemand sal jou ooit daar kom soek nie. Maar jy kan nie weghardloop van God af nie. Ons almal was al daar. Om te sit en kou aan die vrotvrugte van ons besluite, wat ons geneem het sonder om dit tot God te vat in gebed. Maar kind van God, dit is gewoonlik die tyd in jou lewe wanneer God die stilte gaan breek. As jy by die punt kom, soos die verlore seun om te sê, ek het teen God en teenoor my Vader, teenoor die hemele gesondig. Ek sal teruggaan. Ek sal tot bekering kom. Dan gewoonlik verbreek God die stilte. Want midde in haar moedeloosheid, in die middel van die woestyn, kom God na Hagar toe. En hy kom wys vir Hagar 'n plan. En hierdie plan is nie iets nie. Hierdie plan is iemand. God kom wys vir Hagar homself. Daar staan in vers 7. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind. Daar in jou woestyn daar waar jy alleen sit en jou, kom ons sê maar jou wonde lek oor verkeerde besluite in die lewe. Daar kom haal die engel van die Here jou. Daar kom vind hy jou. En ons het al 'n paar keer in die prediking gehoor wie die engel van die Here is. Dis 'n wese wat in die Ou Testament aanwesig is, maar waarvan ons nie een keer in die Nuwe Testament lees na die geboorte van Jesus Christus nie. Met ander woorde, dis die verskyning van Jesus Christus in die Ou Testament. Oor 'n besorgde Abraham oor Sodom. Dan is die engel van die Here daar om sy bekommernisse aan te spreek. Oor 'n moedelose Moses. Dan is die engel van die Here daar om hom te bemoedig. Oor 'n doodsbenoude Jakob wat vir sy lewe moet vlug vir Esau. Dan is die engel van die Here daar om hom te help. By 'n angsbevange Gideon wat in 'n parskyp wegkruip.
Dan kom al die engel van die Here om daar uit en maak sy vrese stil. By Daniël se 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, toe hulle in die vuur inkyk, toe staar 'n 4de wese, die engel van die Here by hulle. Daniël wat in die leeukuil gegooi word. Toe hulle weer sien, staan die engel van die Here daar en bind die leeu se bekke. En nou ook vir Hagar, in die middel van 'n woestyn, waar sy weggehardloop het omdat sy omstandighede nie meer kan hanteer nie, kom vind die engel van die Here haar. En die bevel aan Hagar is dalk nie een wat sy wou hoor nie. Die engel van die Here sê vir haar, gaan terug. Gaan kyk jou omstandighede vierkantig in die oë. En dis die ander ding van God se werk. Hy haal ons nie noodwendig uit situasies uit nie, maar hy gee ons die krag deur Jesus Christus om deur daardie situasie te gaan. En hy gee vir haar die troos. Jy sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem. Nou Ismael, geliefde kind van God, as jy die woord, die geslagsregisters vat, dan kom 'n mens vinnig agter, Ismael is die vader van die Arabiese nasies. Ismael is die vader van die moslim geloof. God sê vir Hagar in vers 12, hierdie seun van jou sal 'n wille esel wees. Met ander woorde, wille esel in God se woord is simboliek vir, hy sal dwarstrek. Hy sal teen alles en almal wees. God sê vir hom in vers 12, hierdie wille esel Ismael, sy hand sal selfs teen sy broer wees, Isak, waaruit Israel kom. En gaan toets God se woord vandag nog. Wie is Israel se grootste vyande? Die Arabiese volke om hulle. Wie is die Christendom se grootste struikelblok? Die moslim geloof. Tot vandag toe nog is die Arabiese state en die moslim geloof die grootste vyand. Jy kan ook by jouself dink, ek ken baie moslems, daar selfs moslems wat my vriende is, hulle is sulke vredevolle mense. Jy weet dat die Koran, die moslems se boek, beskryf 'n jihad, 'n heilige oorlog, waarin elke Christen op aarde doodgemaak en uitgeroei moet word. Ismael se gees, se wille donkie gees, is deur die geslagte heen bewaar in hulle. Is Ismael dis die Ismaeliete wat vir Josef weggevat het van sy pa af Egipte toe. En so is Sarai eien ook vir Ismael nooit toe as haar eie seun nie. Sy moes volgens wet gesê, dankie Hagar, jy het vir my 'n seun gebaar, hierdie is nou my wettige erfgenaam. Sarai doen dit nie. Leah en Rachel doen dit met Bilha en Silpa, sodat daar die 12 stamme van Israel uitgebou kan word, gee hulle ook hulle slavinne vir Jakob, om deur hom seuns te verwek. Hagar sal haar seun in die wêreld bring. God gaan dit nie keer nie, maar hierdie seun sal Ismael genoem word. En dit is eintlik mooi. Ismael beteken God hoor my. Dink jouself 'n oomblik God se genade in. Hy kom haal 'n Egiptiese slavin in die middel van die woestyn. Hy sê vir haar, gaan terug, want jy sal 'n seun baar, Ismael. Ek hoor jou. Jy wat eenkant gegooi is. Jy wat mishandel is. Jy wat gebruik is. Jy, ek hoor jou. Hy hoor wat jy deurgaan. Hy hoor jou moedeloosheid. Hy hoor jou sug. Hy hoor jou frustrasie, maar hy hoor jou nie net nie. Hagar reageer. Toe die engel van die Here daar staan, toe gee sy 'n stuk Gods openbaar. En sy roep God aan op een van sy name, wat hy aan ons openbaar. Vers 13. Toe noem sy die naam van die Here, wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. In Hebreëus beteken dit letterlik, U is Elroy. Dalk het jy nog nooit eers van daai naam gehoor nie. Dalk het jy nog nooit in gebed daai naam gebruik nie.
Jy kan met die grootste vrymoedigheid. Jy kan met die grootste liefde. Jy sien God noem hom dit homself. Hy sê vir Hagar, daar in jou moeilikheid, daar waar jy dink niemand sien jou raak nie. Ek is El Roi, die een wat jou raak sien. Die God wat sien. En hierdie sien, geliefde kind van God, beteken meer as net uit 'n verkyker en dan kyk hy die hemel op jou af. Dit beteken om innig lief te wees vir jou. Om vir jou om te gee. Om vir jou te sorg. Elke oomblik van elke dag. Die psalmdigters het dit geweet. Hulle het geweet hy's El Roi. Psalm 34 vers 15. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore op hulle hulp geroep. Psalm 33 vers 18. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees. Spreuke 15 vers 3. Op elke plek is die oog van die Here. Toe Hagar op haar mees vergete, misgekykte oomblik in haar lewe opkyk, toe sien sy die engel van die Here, El Roi, daar staan. Tussen mense is hy misgekyk. Jy kan ook vanoggend hier in 'n gebou vol mense sit, maar jy kan misgekyk voel. Alleen in die woestyn, maar raak gesien deur El Roi. Midde in haar lyding ontmoet God haar. Openbaar hy iets van homself aan haar. Hy sê vir haar, ek is El Roi. En Jesus Christus kom wys vir ons wie El Roi regtig is. As hy in Matteus 10 vers 30 sê, selfs die hare van julle hoof is getel. Gaan kyk na die lelies. Gaan kyk na die voëls van die hemele. En so sal ek vir julle ook sorg. Daardie punt waar God homself bekend maak as El Roi word benoem. Dit word benoem. Met ander woorde, God wil hê dat ons dit nooit moet vergeet nie. Hy sê, ek het myself hier aan Hagar geopenbaar as El Roi en daarom sal hierdie fontein Lagai Roi wees. Bedoelende die God wat lewe en wat sien. Mag hierdie erediens vanoggend, mag hierdie skrifstudie, mag hierdie openbaring van God se naam vanoggend aan jou 'n Lagai Roi oomblik wees. Ek kan bid 'n God wat lewe en ek kan bid 'n God wat my sien. Misgekyk deur die wêreld. Jou hele lewe lank werk jy dalk nog daaraan om 'n ouer, 'n kind, 'n lewensmaat, 'n familielid, 'n kollega se sien te wen. Misgekyk, wie gee om? Raak gesien deur God. Want sy naam is vir ewig. El Roi. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, U kom maak Uself bekend op spesifieke tye, op spesifieke plekke, aan spesifieke mense. En U het vanoggend hier, op hierdie plek, op hierdie tyd, Uself spesifiek aan hierdie kinders van U kom openbaar as El Roi. Die God wat my raak sien. Misgekyk deur die wêreld. Raak gesien deur U. Dit is nooit onder U oog uit nie. En daarom bid ons en aanbid ons U as El Roi. Amen.